Jeremia 34. God laat Sedekia aansê wat oor Jerusalem en oor hom sal kom. Die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het, toe Nebukadneser, die koning van Babel, en sy hele leer en al die koninkryke van die land, van sy heerskappy en al die volke teen Jerusalem en al die stede daarvan oorlog gevoer het. So sê die Here, die God van Israel, gaan en spreek met Sedekia, die koning van Juda, en sê vir hom, so spreek die Here, kyk, ek gee hierdie stad in die hand van die koning van Babel, en hy sal dit met vuur verbrand, en jy sal uit sy hand nie ontvlug nie, maar sekerlik gevang en in sy hand gegee word. En oog in oog sal jy die koning van Babel sien, en mond tot mond sal hy met jou spreek, en jy sal in Babel kom. Maar luister na die woord van die Here, o Sedekia, koning van Juda, so sê die Here aangaande jou, jy sal deur die swaard nie sterwe nie. Jy sal in vrede sterwe, en net so 'n wierook brand as vir jou vaders, die vorige konings wat voor jou gewees het, sal hulle vir jou aansteek en jou beklaag met, ag Heer, want ek het die woord gespreek, spreek die Here. En die profeet Jeremia het al hierdie woorde aan Sedekia, die koning van Juda, in Jerusalem meegedeel. Terwyl die leer van die koning van Babel oorlog voer teen Jerusalem en teen al die stede van Juda wat oorgebly het, teen Lagis en teen Aseka, want hulle het as versterkte stede oorgebly onder die stede van Juda. Bedreiginge toe die slawe eers vrygestel en toe weer diensbaar gemaak is. Die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het nadat koning Sedekia 'n verbond gesluit het met die hele volk wat in Jerusalem was, om vir hulle 'n vrylating uit te roep, dat elkeen sy slaaf en sy slavin, 'n Hebreëse man of Hebreëse vrou, vry moet laat weggaan, sodat niemand 'n Jood, sy broer, vir hom diensbaar sou maak nie. En al die vorste en die hele volk wat die verbond aangegaan het gehoor gegee dat elkeen sy slaaf en sy slavin vry sou laat weggaan, sodat die nie meer aan hulle diensbaar sou wees nie. Ja, hulle het gehoor gegee en hulle laat weggaan. Maar daarna het hulle weer die slawe en slavinne laat terugkom, wat hulle vry laat weggaan het, en hulle het die as slawe en slavinne onderdanig gemaak. Toe het van die Here die woord van die Here tot Jeremia gekom en gesê, so spreek die Here, die God van Israel, ek het 'n verbond gesluit met julle vaders, op die dag toe ek hulle uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het, met die woorde, aan die einde van 7 jaar, moet julle elkeen sy broer, die Hebreër wat aan jou verkoop is, en jou 6 jaar lank gedien het, laat weggaan. Jy moet hom as vry man van jou af laat weggaan. Maar julle vaders het na my nie geluister, en geen gehoor gegee nie. En julle het vandag tot inkeer gekom, en gedoen wat reg is in my oë, om 'n vrylating uit te roep, elkeen vir sy naaste. En julle het 'n verbond gesluit voor my aangesig, in die huis waaroor my naam uitgeroep is. Maar julle het weer gedraai en my naam ontheilig, en elkeen het sy slaaf en sy slavin, wat julle vry laat weggaan het volgens hulle begeerte, laat terugkom. En julle het hulle onderdanig gemaak om julle slawe en slavinne te wees. Daarom, so sê die Here, julle het na my nie geluister om 'n vrylating uit te roep, elkeen vir sy broer en vir sy naaste nie. Kyk, ek roep 'n vrylating uit, spreek die Here.
om julle oor te gee aan die swaard, die pes en die hongersnood. En ek sal julle 'n skrikbeeld maak vir al die koninkryke van die aarde. En ek sal die manne wat my verbond oortree het, wat die woorde van die verbond nie gehou het, wat hulle voor my aangesig gesluit het nie, maak soos die kalf wat hulle in 2 stukke gesny het en tussen die stukke waarvan hulle deurgegaan het. Die vorste van Juda en die vorste van Jerusalem, die hofdienaars en die priesters en die hele volk van die land wat tussen die stukke van die kalf deurgegaan het. En ek sal hulle gee in die hand van hulle vyande en in die hand van die wat hulle lewe soek. En hulle lyke sal dien as voedsel vir die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde. En Sedekia, die koning van Juda, en sy vorste sal ek oorgee in die hand van hulle vyande en in die hand van die wat hulle lewe soek, naamlik aan die leer van die koning van Babel, wat van julle af opgetrek het. Kyk, ek gee bevel, spreek die Here, en sal hulle na hierdie stad terugbring, en hulle sal daarteen oorlog voer en dit inneem en met vuur verbrand. En ek sal die stede van Juda 'n wildernis maak, sonder inwoner.